As jy een keer in die tangba gebly het, dit sit in jou vas, jy kan nie daarvan ontslae. Die ooptes, die kaaltes, die diere. Is net iets in jou wat jy wil bly. Ek het groot geraak met op Oudtshoornskraal in 3 jare. Die meeste gesinne het karretjies gehad. Alles was op die karretjie. Hulle het gery, gestop, onder die karretjie gebly. Daar was mense wat altyd huis gehad het, maar het gewerk van plaas tot plaas. Jy kry nog vandag baie wat mense gebruik op 'n daaglikse basis vir vervoer, lande bewerk. Dis iets wat ons ken, dis eie die tankwa. Dit was maar ons voertuie. Dat is maar baie lief geword vir ons diere en so aan. En dit is nog baie plekke waar baie van die mense hom nog gebruik en jy kan nie bekostig om vervoer te hê. 2014 het Africa Burn Kaapstad toe gekom. Hulle doen 'n burn in Tankwa en hulle het gesien dat daar nood is vir die donkies want die afstande wat die mense met daai donkies ry en die hitte wat die donkies moet deurmaak, die materiaal wat die mense tot hulle beskikking het, die voer wat daar is nie. Die nood is verskriklik groot geweest en hulle het ons toe genadig vir ons gevra of ons dalk wil betrokke raak en daar het 'n baie wonderlike vennootskap begin tussen Katos en dan Africa Burn. In die Kaap, hierdie manne die perde karretjie of die donkiekar om vir hom income te generate. Maar hy is heel anders. Hy is deel van die familie. Die kinders op die karretjie, die vrouens op die karretjie, almal is hulle doen alles bo op die karretjie. Die mense, hulle gee om vir hulle diere, maar hulle het net nie daai hulp en daai kennis sodat die dier gesond en na sy welsyn gekyk word. So die diens wat Katos dan gee is, ons gee hoesmedienste, verjaardienste. En dan gee ons natuurlik ook die normale inentings en ontwurming, stalbesoeke en ook natuurlik as jou perd siek is. Dan bel jy vir ons en ons help jou. En dit is gratis. Ons vra net een ding, moenie jou perd mishandel nie. Van die grootste goed wat uitgestaan het was wonde. Hulle het baie wonde gehad. Ek is 'n hoefsmid, ek het gesien dat die area waar die donkies en die perde hardloop, is gravelgrond en die hoewe adapt. So toe sien ons dat daar nie 'n nood vir die hoewe nie, maar wel vir die tuig. There's rough parts, can wrap the donkey, horse, harness, wounds. So we're gonna put this piece of soft sponge underneath. Ons het nie elke keer 'n pleister opgeplak. Ons het nie elke keer die tuig reggemaak. Maar daar's baie opvoeding. Daar's baie wat bydra wat die lewe van die donkie kan verlig. Welkom vir die donkiekarretjie workshop. Ons het vir al die tyd wat ons gekom het en ons self die wonde getree het, ons het self die tuig reggemaak, maar omdat ons per jaar kom en intussen tyd dan skaaf die donkies af of die donkies werk met toog of daar's draad aan die tuig en dis al goed wat veroorsaak dat daar wonde is. Toe het ons nou hierdie keer toe dink ons as ons die manne van die Karoo kan opleiding gee. Sodoende kan die donkie en die perdekarretjies kan daaruit baat vind. 'n Donkie sê hulle is hoogs intelligent, meer intelligent as 'n perd. Want as jy 'n perd nou skrik maak, daar gloop hy. Maar 'n donkie sal eers kyk, is dit gevaar of is dit nie gevaar nie? Hy som 'n situasie baie mooi op. Ons is eintlik vandag hierso om die manne 'n bietjie te leer van liefde vir diere, dat diere ook 'n gevoel het soos ons as mense. Donkies en perde praat met hulle lyftaal. Hulle kan nie vir ons sê wanneer ietsie lekker is of hoe hulle voel nie, so hulle praat met hulle lyftaal. En hy bewys die jong seun, hy bewys vir hom liefde. Jy kan sien. Die donkie kan met sy lyftaal praat, maar ons leer om te kan identifiseer. Wanneer die donkie seer is, wanneer die donkie pyn het en dat jy dit kan verbeter as jy dan die kennis sou hê. Hoe voel hy donkie dan? Ek kry baie swaar nou deurgaan. Hy kry baie swaar. Jy kan sien donkie, hy lê vorentoe. Sy ore wys ook jou nie, hy konsentreer nou. Sien jy? Dit wys jou daar's 'n ernstigheid by hom. Baie mense werk met diere, maar hulle werk nie reg met diere nie. Daai kennis wat baie waardevol is en dis wat Katos terugsit. Dis goed wat mense moet weet. Dan ook natuurlik die harnas, die tuig
wat dan so die probleem veroorsaak, wat die wonde veroorsaak, wat die donkie natuurlik pyn veroorsaak. Ek sal verstaan as 'n man nou net een stel tuig het en hy het net die 2 donkies en dit pas 100%. Maar as die man nou nog 'n donkie kry, moet hy seker maak is verstelbaar. Ons gaan hulle leer hoe om die donkie reg in te span en hoe ook om nou die tuig reg te herstel. Nie met drade, met toue, sulke goeders nie. En ook vir dit terselfdertyd die regte gereedskap gee, selfde met die materiaal gee, en hulle het nou die opleiding, dan kan hulle self deur die jaar, hulle self hulle eie tuig of ander se tuig dalk regmaak wat stukkend of gebreek het. En sodoende kan hulle nou daai kennis vat, en dan kan hulle die volgende generasie dan 'n toekoms opbou saam met die perdekarretjies. Wat ons ook opgelet het, omdat die hitte is verskriklik in die Karoo, dan is leer nie geskik vir die weerie, want die leer, hy raak droog, hy raak hard en hy breek. Wat dink julle, maar sal hy nie die donkie seermaak dat hy so hard biltong geraak het nie? As hy hard is, dan maak hy ook wonde. Toe ons met PVC tuig gemaak, dis die materie wat meer geskik en langer hou hier in die Karoo vir die donkiekarre en vir die perde. Eerste steek sal wees, heel voorbegin, maak ons eerste gat. Asy, nou trek jy hom deur, tot jou garing 10 is. Asy, jy verstaan, jy sien ek lus vir die stietsery, né? Dons. Ek het gehoor van die donkiewerkwinkel wat aangebied word. Op die oomblik het ons donkies. En ek het al baie gesien mense ry donkies en ek wil ook baie graag leer. Ek sien Donsie, hy is 'n nuweling en hy ken glad nie van diere nie, maar ek het ook gesien hy sy liefde het gekom seker, hy sien die mense ry en hy het die gevoel gekry. En ek sien wat hy nou doen met dit wat hy geleer het. As lyk dit vir my sal Donsie baie vinnig aanpas, want ek sien hy's baie gewillig. Ek is hier om my tye reg te maak, dat my donkie meer gemaklik daarin kan wees. As hy gemaklik is ek gemaklik. Dit is 'n tuig wat ons 'n paar jaar terug gemaak het, maar hy het nou al gewerk, so hy het al oor die jare het hy gebreek. Ons moet hom restaureer, en soos hier by die Gesper, daar is draadjies om, daar moet hy nou leer omkry en ons sal kyk dat hy nie knope in het nie, dat hy nie die donkie seermaak nie en donkie kan gemaklik wees in sy tuig. Die manne het nou die skills om die stukkende plekke dat wat waar hy gebreek het, dan kan hulle dit net weer in hulle eie vrye tyd regmaak. As ek nou miskien op my pensioen daar is, dan is dit dan ook iets wat ek nou weer kan byvat om van ons ander medemense te help om hulle tye en goed reg te maak en te wys ook man, jy kan weer so maak vir die jonger manne. Wat Jan nou gedoen het, Jan het 'n stuk leer gevat, draad afgesny, leer omgesit en Jan het hom nou so gewerk. My storie het begin al van kleins af sal ek sê, met donkies, my pa, my oupa het gehad en aan die einde van die dag toe ek begin werk, toe neem ek het oor na sy sterfte. Ek is baie lief vir hulle en my gevoel vir hulle, wil ek ook nie graag hê hulle moet uitsterf en seer kry of so. Dit is nou die borsplaat voor, wat om sy bors kom waaraan hy trek. Ja, as hy so hang, dan maak jou tuig skuins, dan skaaf hy jou donkie op sy blad, so ons gaan hom mooi maak. Kom nou 'n tydjie van pastel af met die kados mense, maar dit wat vandag hier gebeur, of die 2 dae, is vir my 'n groot inspirasie, so ek het by hulle nou meer geleer. En voorheen was dit eenvoudige tou wat om was. Ons het basies Gesper ingesit, soos die nuwe streep opgesit, 'n nuwe regsaaltjie het ons ook opgesit. Ons het die nuwe veld opgesit en dan die Gespertjies en dan die nuwe kappies opgewerk. Die gedeelte wat ek hier in my hand het, verstaan ek om sy boude. En toe ek die leier gevat, toe ek hom nou mooi opgewerk, sodat hy nie die donkies sal seermaak nie. Die tuig het ons nou reg, so ons gaan nou die donkies haal, dan gaan ons nou die tome opsit, dan gaan ons hulle bring, dan tuig ons hulle op, ons hulle in die karretjie insit, en aan dieselfde tyd gaan ons ook vir Donsie
wys die metodes wat hy moet gebruik en hoe hy moet hulle optuig. Jan is saam, Jan het baie lang jare ervaring. So Jan gaan ook vir ons reg help dat ons die donkies lekker in die kar sit, dat hulle gemaklik is met alles wat hulle nog niet geleer het, en pas ons dit net toe dat alles op datum is. Sy lei hom so, ja. Kom mama, altyd praat en hulle verstaan altyd vir ons. Ons gaan nou vanmiddag vir hom wys hoe jy gaan jou harnasse op die diere sit en mooi kyk hoe hulle gegesper word, dat hulle perfek sit. Jou oor, maar jy staan altyd hierdie kant van die Kom om, ek gaan hom vashou. Kom jy om. En as jy hom vas hom altyd aan sy een kant. En dan gaan ons vir hom op die kar sit en vir hom so 'n draaitjie ry dat hy kan voel hoe word 'n donkiekar bestuur. Hoe meer jy dit doen, hoe beter gaan jy word. Vandag gaan dit my eerste keer wees as ons die donkies inspan om die karretjie in te wys. So ek is baie opgewonde, glo my donkies ook. Hulle is seker net so opgewonde soos ek. Sy, vat hom om Jan. Nee, hulle trek. Nie maar hulle ken van trek, man. Jy kan maar sien, hulle ken van trek. Ja. Hulle lolly. Diana sal nou 'n bietjie praat. So I hand over to Diana. Baie dankie dat jy dit moontlik gemaak het, dat ons hier kon kom om ons Ashley se kennis met die manne te deel. Hulle is die uitsoek van hierdie area. Baie dankie. Vir jou bywoning. Toe jy begin te stitch, het jy baie goed gedoen en jy kan net van krag tot krag gaan, hoor. Dankie. Wat hier vir jou, hoor. Daar sê. So anders ons vir jou sê baie dankie dat jy die opleiding bygewoon het en ons seker jy kan dit ook net verder vat. Alias Donsie. Die man wat die minste kennis gehad het toe hy op die kursus kom. Aan ons opvoeders. Ek dankbaar, ek weet, my mede kollegas is ook dankbaar dat ek een van my drome bewaar het. So die kaarte kan ek wees. Dan wil ons niemand anders as Jan se misroepie. Dis 'n man wat verskriklike baie kennis het omtrent die donkies en die inspan en die uitspan. So ons waardeer vir hom Jan regtig waar. So moenie laat daai tradisie sterf in die Tankwa nie. Die Tankwa, die dierbare Tankwa. Wil jy sout van die aarde kom sien? Kom Tankwa toe. Want ek leer elke keer as ek hier kom van hoe dankbaar 'n mens moet wees. Voor die wat nog nie gewees het hier of net kom en gaan, is dit maar 'n bietjie 'n harde plek. Daar is baie mense al gekom wat dit nie kan weerstaan nie. Dan moet jy maar weer gaan, maar vir ons as nou die Tankwa sitte, vir ons is dit goed. Ons is baie lief vir die plek.